Soos wat julle gesien het, is daar 'n program en ons probeer nou maar op hierdie program loop. Daar's altyd mos ietsiekie wat of ons verras of wat ons vergewe ons daarvoor. Almal is redelik gespanne dat alles net asseblief reg sal wees. So kom ons begin sommer deur te sê, as daar nou 'n fout is, dan maak dit nou ook nie saak nie. So kom ons staan, kom ons sing lekker saam die oorwinningslied. Ons is mos gewoond aan ons sing 3 liedjies, so ek het gesien julle onsekerheid. Dankie vir die fyn aanvoeling. Ons gaan 2 van ons stigterslede geleentheid gee om sommer net hulle ervaring met ons te deel van 50 jaar gelede toe hierdie gemeente begin is. So eerste is dit om Jaap Libbe en dan is dit Thuis Nel.
Ons vier vandag ons 50-jarige bestaan. Maar ek wil vir julle avontuurreis vat, sê maar 100 jaar gelede of 120 jaar gelede. Hierdie plek was bekend vir sy wilde diere. Hier was olifante en leeu's en alles wat jy kan bedryf met bosse. Daar was geen inwoners basies hier in Huisdiepie nie. Die enigste beweging wat in ons omgewing was die transportdrywer wat met hulle bossewaans van Pelgrimsrus deurgevat het na Delgobaai. Hulle het olifanttande en goud en bokvelle wat hulle afgelewer het by die hawe en dat hulle weer probeer terugbring. Dit was die eerste beweging in Huisdiepie. En toe later jare het die eerste pioniers hier aangekom. En hulle was die Joubert wat hier langs die Langspruit kon vestig het, en ook die Van Wyks wat langs die Sabie rivier kon vestig. En maar net terug te gaan na daai ossewaans, waar die 3 riviere bymekaar kom, die Sabie, die Sebaan en die Macmac rivier, is waar die ossewaans altyd gekampeer het, en dat hulle vure gemaak aan die een kant, en dan die riviere en die wilde diere gekeer, dat hulle nie hulle vee en die osse aanval. En daar is vandag nog, is daai drif, waar die ossewaans deurgetrek het, deur die Macmac rivier, tot by Delgobaai. Maar baie interessant, later het ook van in die Algemene Boereoorlog, het van die boerekommandos ook daar gekampeer. En soos die geskiedenis gaan vertel hulle, dat die Kruger miljoene is daar begrawe. Maar dit is nie seker van die Mamani verby, hy het al gaan soek daarna, en ek sien hy ry nou so 'n nuwe rooi pakkie, miskien is dit, as ek op daarvan. As ons kom nou by die eerste pioniers, wat ek gesê het, was die Joubert en die Van Wyks, wat hier begin het. En later het hulle baie ander families aangekom, wat ek nou net kyk wat ek nie vir julle mooi kan sê, hier op my lys het. Jy weet die Vosse, die Hearns, die McQueens, die Viljoens, die Ebersons, die Plas, die Minnaars, die Du Plessis, die Schwiete, die Botas, die swart families, weer is een, die Van die Jordens, die Roos, die Koekemoers, die Albertse, die Knights en die Woods. In die Vallei weer was daar mense wat daar gevestig, was die Fiks, die Bradditons, die Leroes, die Waeries, die Kotses, die Nels, die Skreuders, die Struikels, die Wensels en die Eiwisse. En hierdie baanbreke mense het hierdie deel so ontwikkel, dat dit op 'n stadium was dit die grootste piesang produsente area in Suid-Afrika. En ook is daar ongeveer 1 miljoen kartonne uitvoer lemoene van hier af verskeur. Daar was tabak aangeplant, en dit was ook die eerste kommersiële gemmer wat in die gebied geplant is. In die hele Suid-Afrika het hulle voorsien van gemmer van hier af. Toerismebedryf het geblom, en op een stadium, en ek dink seker nog so, was daar meer beddens in Huisdiepie as in die hele Kruger Nasionale Park. Die enigste kerk wat hier in ons omgewing was in Witrifuur. En almal van hier af moes altyd Witrifuur toe gaan om kerk by te woon. En al die paaie was nog nie geteer, nie so, dit was 'n tamelike van sê, 'n stryd om die kerk uit te kom elke Sondag. Ek en Ina het ongeveer 50 jaar 5 jaar gelede hier aangekom, en ons het met sieters begin boer, en ons het 'n uitvoerpakhuis gehad. Maar ons het nie kon arbeid kry hier wat in ons pakhuis moet werk.
Hier was nie genoegsaam arbeid in ons omgewing om vir die boere te help of wat te doen. Ek moes toe nie laat toe ry om volk te kry om te kan pak in ons pakhuis. Hoekom ek dit vir julle sê, is net vir julle agtergrond gee wat hier in Huisview was. En daar was geen kommunikasielyne nie. Ons het landlyn gehad en daar is ook die Eskom. Die meeste van ons kinders het groot geword met kers. Maar ek wil net vir julle dit sê. Ek is so oortuig daarvan dat elkeen van julle en ons is hier geplaas in Huisview om hier 'n verskil te maak in ons omgewing. Nie in Pretoria nie in Kaapstad nie. Die Here sê, ek het julle hier gesit. Ek het julle gelei om hier te wees. En julle moet hier 'n verskil maak. Een van ons boere, Piet Skreder, het na 'n gelukkige weeg met vriende en almal gesê, nou kom ons stig 'n gemeente in Huisview. En hy het toe vir Karel van Heerden of John Minnar, ek is nie seker nie, het hy toe gebel en te sê, man, kom ons besluit, kom ons oorweeg dit, kom ons kyk daarna of ons nie moet afstig van Witterspoort. Nou, dit was 'n landlyn. Die volgende dag het almal in Huisview dit geweet. Ek weet ook net die vrouens wat afgeluister en ek dink die meeste het afgeluister. Daar is toe besluit om by mekaar te kom en te bid daaroor en leiding te kry. En toe later, daar's 'n groot boom reg oor kant Koosielus se plaas, groot vyeboom. En onder daai vyeboom het almal by mekaar gekom en gesê, nou maar goed, kom ons oorweeg dit om af te stel. So ek lei julle tot dan, sê ek vra vir Thys of hy dan verder vat. Ek wil net vir julle sê, so jong mannetjie en so mooi vroutjie het hier aangekom. Dit was in Thys en hulle het begin boer in die omgewing. En toe het hy later nou 'n konstruksiemaatskappy begin wat hy krombou gedoen, maar hy baie reguit gebou. En ek dink vandag is Thys gesien maar. Dankie Thys, ja. Ja. My gemoed is so 'n bietjie vol. Ek moes onlangs 'n jaareindvergadering lei en ek het vir die mense gesê, as iemand vir my moes vra om tyd te definieer, dan dink ek sou moes sê, dis 'n onsigbare ding, maar hy het vlerke wat hy kan vlieg. Want dit is my ervaring hier waar ek nou staan. As ek moet terugdink oor 50 jaar gelede wat alles gebeur het. Dit voel regtig asof dit gevlieg het. Ja, dankie vir jou weergawe van wat hier gebeur het en hoe dit was. Jaap en Ina was een van die eerste mense wat ons ontmoet het hierso. Ons is almal arm en om Bybelse terme te gebruik. Die wêreld hierso was woes en leeg. Hier was min mense. Selfs daardie tyd. Daar waar die dorp nou is, die Huisview dorp, was niks, dit was 'n plaas. Waar Kreetpark Lodge was niks, dit was 'n plaas. Daar waar die winkelsentrums nou is, was 'n tabakplaas. Die mense hierso was min. En baie van die mense wat hier was nie NG Kerkmense nie. Baie was Engelse mense. Met die gevolg is toe daar besluit was om ons eie kerk te stig hierso,
het dit uit 'n paar mense geskied. Uiteindelik was die kerkgetal, die ledegetal was 350, wat kinders ook insluit. Nou, ek het geleer dat wanneer mense in groepsverband praat, dat dit baie gevaarlik is, eintlik lewensgevaarlik, om name te noem, want jy gaan van dit vergeet, en dan trap jy in 'n doring wat vir 'n lang tyd seer bly. Jaap is baie brawer as ek. Toe ons uiteindelik die kerk gestig het, en die kerk is aan die gang, en ons hou kerk in die skoolsaaltjie daaronder op Basic View, was die noodwendige gevolg, dat mense begin praat het, maar jy weet, ons predikant moet tog ergens bly. Hy moet 'n huis kry. En so, vergadering na vergadering het ons nou begin praat oor dit, maar nou moet jy weet, daar is mos altyd mense wat so 'n bietjie briek aandraai, wat bietjie negatief is. Ek gaan ook nie hulle name noem nie. Maar, jy weet, Dominee Hercules, hy was so begeesterd en hy was so vol moed gewees. En toe het ons begin geld by mekaar maak, en ons het vir hom 'n huis gebou, 'n groot huis gebou, kontant. En die volgende ding was, maar, weet, ons moet daarom 'n kerk ook hê. Ons kan nie vir altyd in hierdie simpel asbesgebou kerk hou nie. Toe weer, van vooraf, al die fights. Ek onthou, daar was een oom, wat vir Dominee Hercules gesê het, Hercules, jy moet 'n baie goeie dokter gaan sien. Ek dink jou kop kap aan. Onthou, daar was nie 'n dorp nie, daar was nie 'n plek vir 'n kerk nie. En so het dit toe nog gebeur, dat die boerevereniging vir ons hierdie grond geskenk het, en dit is ook waar ons Hercules se huis gebou het. En toe het ons begin geld insamel om 'n kerk te bou. Nou, jy weet, die kerk moes ontwerp word. En soos ek nog gesê het, met respek, Dominee Hercules was 'n baie ambisieuse man. En die kerk wat hy ontwerp het hierso, daar was baie groot bekleierery gewees oor hoe die kerk moet lyk, en uiteindelik het ons hierdie kerk gebou, kontant. Toe hierdie kerk klaar gebou is, het hierdie gemeente nie geld geskuld nie. Nie lank daarna nie, het ons besef, maar ons het klaskamers nodig vir sondagskool en die katedese. Toe bou ons dit, kontant. Ek gee nou 'n baie generiese verslag van wat gebeur het daai tyd, want ons moet nog kerk ook hou. Kyk, jy weet, toe ons hier gekom het, was my vrou 'n onderwyseres. Ek het later gehoor, sy was 'n baie kwaai onderwyseres. Sy is nie nou meer 'n onderwyseres nie, maar sy is nog steeds kwaai. Op Basic View was daar 'n koöperasie, soos wat Japie van gepraat het. Nou, die boere se vrouens en kinders het by die koöperasie gewerk. Die was nie mense nie. As daar 'n ding is wat ek geleer het deur die tyd van kerk wees en kerk hou, dan is dit dat dit maak nie saak wie jy is of hoe jy lyk nie. Want die Here is 'n gelykmaker. As jy by daai deur instap, dan is jy gelyk aan mekaar. Vir die wat skool toe was, sal weet daai gelyk aan tekentjie, as jy somme maak. Die Here gebruik daai tekentjie om gelyk aan mekaar te wees as ons hier kom. Maak nie saak met wat se grand karretjie jy ry en of jy met jou voete hier kom nie. Ek wil nie name noem nie,
En daarom wil ek net eer bring aan elke leraar wat hier was, en sy vrou, aan elke sondagskoolonderwyser, onderwyseres, aan elkeen wat gehelp het om te bou aan hierdie kerk, en om die kerk na hy gebou is en die gemeente aan mekaar te hou, want dit is 'n werk. Daar's mense wat dit doen. Ek dink anders as die Springbokspan, waar jy sleutelspelers sien kom en gaan, en die kapteine kom en gaan, moet ek sê, dat hierso het ek ook sleutelspelers gesien kom en gaan. Maar daar was altyd net een kaptein. En hy is vandag nog steeds ons kaptein. Dankie. Oom Jaap en Thuis, baie dankie. Dankie sommer net vir julle harte wat so mooi is, en dankie vir julle getuienis. En dit maak ons nederig en dankbaar voor die Here, as ons hoor dat God ons gelyk maak as ons hier is. Dis hoekom ons van mekaar hou, en dis hoekom ons lief kan wees vir mekaar, of jy ryk en of jy arm is, en of jy vooraanstaande en of jy net eenvoudig is. Ons is gelyk aan mekaar, want Jesus Christus se bloed reinig ons, heilig ons en bind ons aan mekaar. Kom ons sing, Here Redder groot en magtig. Kom ons staan, dan sing ons dit. Karen, ek wil net seker maak, kan ek maar net aangaan, is die ding by my? Skus, ons beklei oor een uitgangspunt op die skerm. Goed, ons is by die punt waar ons na die groete boodskappe van ons vorige leraars luister, en ek wil begin deur ons moderator van die Oostelike Synode, wat Tertius Erasmus is, en ek wil sommer net lees wat hy geskryf het. Liewe kollega, kerkraad en gemeente, dit is met groot dankbaarheid en vreugde dat ek saam met julle terugkyk na 50 jaar van genade. Ek eer ons Vader wat julle as gemeente gebruik om die lig te wees vir die wêreld, maar ook die hande te wees wat versorg en vertroos om so die koninkryk van God op aarde uit te leef. My gebed is dat die God wat vrede gee
julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. En dan 'n groete boodskap van Tannie Joy, 50 jaar gelede, afstigting, beroep, naamkeuse vir 'n nuwe baba gemeente, huisieview, Skukuza, skoolsaalkerk, plaashuis pastorie, pastoriebou, kerkbou, bome plant. Wat 'n absolute fees was die bediening nie. Beurtelingse oggenddiens, huisieview, aanddiens, Skukuza, ons bid saam, werk saam, jubel saam, huil saam, maak saam kinders groot. Ons binding aan mekaar alleen, maar die liefdesband vir die Meester, wie ons dien en ons liefde vir mekaar. Dit was 'n uitsonderlike voorreg om die eerste leraarspaar te kon wees, en hoe graag sou ons nie albei saam hierdie 50-jarige feesviering wou beleef nie. Mag die Here die gemeente ruim seën uit die keur van sy seëninge. Mag hy in sy almag en genade sy liefde oor u uitstort en u steeds voortlei, sodat vrede die gemeente se toekoms sal verseël. Joy van 'n berg. En dan van Amos, liewe gemeente van die Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, ons groet julle in die naam van God ons Vader, Jesus sy Seun en die Heilige Gees. Ons glo dit gaan baie goed met elkeen van julle, want die goeie werk wat die Here in huisieview begin het, sal hy einduit volvoer. Hy neem julle saam op sy triomftog en julle versprei die aangename geur van redding en die nuwe lewe in Jesus. Vir julle elkeen sal alles ten goeie meewerk, want Jesus is in beheer. Julle sal julle eie ek gedurig verloon, julle kruis opneem en Jesus volg in moeilike en maklike omstandighede. Mag die Heilige Gees julle oë gedurig op Jesus hou en mag julle die wedloop met volharding hardloop. Onthou altyd, Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy pleit vir julle. Hy gee die vermoeides krag en versterk die wat nie meer kan nie. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en dien hom. Hy sal sorg. Julle elkeen is veilig in die hand van die Here. Ons mis julle en verlang na julle. Dit was 'n wonderlike voorreg om saam met julle die Here in huisieview te kon dien. Ons was baie gelukkig daar by julle. Ek weet nie of julle hierdie persoon ken nie. Dis 'n baie rare foto wat ons raak geloop het in die digitale wêreld, maar hy is nou op pad na vore om sommer net vir ons, ek wil ook sommer net verduidelik, ons het by die deure, by die afkondiging, is Dominee Willem se groeteboodskap ingesluit en Ingrid se groeteboodskap is daar ingesluit. So by die deure het julle dit al gekry. Hierdie is dan die res wat volg daarop. Oom Thys, ek sog tranerig. My wens vir die gemeente vir die volgende 50 jaar is dat ons almal teruggaan na ons Hebreëse wortels toe. Lang hare, baard en sandale. So ons sien mekaar weer oor 50 jaar. Ek groet u in die naam van God, die Vader van die kerk, Jesus die Here van die kerk en die Heilige Gees, die trooster en die voorspraak van die kerk. Die kerk van ons Here Jesus Christus is heilig. Ons is op sy gesindheid vir hom. Is algemeen, deur al die eeue oor die hele wêreld is Christelik. Die kerk is die Here se liggaam. 'n Lewende kerk is 'n kerk wat die verlede onthou en wat in die nou leef en wat werk vir die toekoms. Die kerk is jou moeder, God is jou Vader. Die kerk is Jesus se oë, ons moet nooit sien. Die kerk is Jesus se ore, ons moet luister na die geroep van Christene. Die kerk is Jesus se mond, ons moet praat. Die kerk is Jesus se stem, ons moet skree as iets verkeerd is. Mag die Gees wat elkeen toerus met 'n gawe, jou wysheid, insig en toewyding gee vir jou taak. Amen.
Baie dankie Sias, ons gaan sing daarom kan julle nou opstaan en hierdie lied saam met my sing. Kom ons sing lekker saam. Ek wil net seker maak ek is weer by my daar sy. Goed, ek wil sommer net vinnig weer almal van ons en die van julle wat na die tyd ingekom het in die afgelope 10 jaar, ons het 10 jaar gelede 'n feesviering gehad van ons 40ste. Dis mos nou die wiskunde werk, 40ste verjaarsdag, maar kom ek wys gou weer wie's die 4 dominees. Julle ken ten minste een van die 4. So, heel eerste wil ek sommer net wys, dit was my daai feesgeleentheid, was voor myself, dan die Joy in die middel en dan Benny Brink, wat links van haar sit, soos wat ek nou kyk, en dan agter is Dominee Sias, Dominee Karel Lourens, Dominee Amos en Dominee TV Willemse. So ons heel eerste leraar was Dominee Hercules van der Berg gewees. Ek dink hy was 22 jaar in die gemeente gewees. Dit was baie lang tyd gewees, waarvan hy die helfte van die tyd net die geboue help bou het, wat 'n mens hom moet eer en dankie sê vir die moed wat hy gehad het om hierdie te kan doen. So ons is baie dankbaar vir hom, en dan TV en Esmy Willemse. TV is in die tussentyd, in die afgelope 10 jaar is hy oorlede, so ons sê vir die Here ook baie dankie vir die werk wat TV hier gedoen het, en hy en Esmy, en sommer mag die Here sommer net met Esmy ook wees, en die kinders wees, so sommer net dankbaar ook vir hulle nalatenskap hier. En Benny was, en Lulu Brink was in die tyd wat TV hier was hulle ook so vir 1 jaar of 2 hierso gewees, groot werk ook hier gedoen, en baie lief geword vir mense, en mense is vreeslik opgewonde oor hulle, as jy van hulle praat, en hulle is baie opgewonde oor Huisie by jou gemeente, wat deel van hulle reis was in die lewe. En my voorganger, Dominee Amos, en Susan Kotse, so julle ken mos nou vir hulle, definitief die meerderheid van julle ken vir hulle, so ons is sommer net dankbaar ook vir hulle gesondheid en vir hulle nalatenskap,
en sommer net ook vir wat hulle hier gedoen het, en hy is hier en hy stop mos sy groeteboodskap en sê, ons was baie gelukkig en ons is baie lief vir julle. Ek het die 40 jaar boekie so 'n bietjie deurgelees en ek het gesien wat die redakteur daar geskryf het en gesê het, ons is op 'n manier steeds baie lief en hartseer vir elke vorige dominee wat nie meer hier is nie. So, en dis die hart van hierdie gemeente en ek dink dis die hart van die dominees ook, wat net baie lief is en baie dankbaar dat ons ook in huis die weer kan wees. So hierdie is dan ons, so dis ook 50 jaar gelede geneem, toe ons nog skuins kon sit en van die grond af kon opstaan. Ons neem nie meer sulke foto's nie, ons neem net staan foto's nie. Goed, en dan is ons bederf met Dominee Ingrid, wat as diensleraar in ons gemeente ingekom het, en wat nou al so haar tweede dienskontrak nou die dag geteken het, en wat 'n groot verskil in ons gemeente maak, en veral onder ons tieners en in ons jeug, so ons sê baie dankie daarvoor, en ons het by Wouk 'n foto gesteel van die Joubert familie. Rolien is so rukkie terug getroud en sommer net 'n baie mooi foto van hulle as gesin, en dan is die vader en die moeder, die genetiese oorsprong van die pragtige gesin, lyk nou self ook nie te sleg nie, baie mooi, ons is baie bly julle is deel van ons familie. Maar mag die Here julle seën, mag die Here al die dominees wat in die tussentyd hier was, op 'n manier seën en net sy vrede in ons harte gee. Goed, en dan wil ek sommer net so ietsie, ek het dit so kort as moontlik probeer hou en maak, sommer net so terugblik in ons gemeente, voordat ons hier by hierdie kerkgebou was. So, ons het gesê dat in Noemie skoolsaal, dis 'n asbesgebou, ek dink tuis of om Jaap daarna verwys ook, was waar kerk gehou is, en hulle het buitekant onder 'n boom was die konsistorie, so daar het hulle bymekaar gekom, die mense het in die saal gesit, so dit was vir daai tyd baie goed en baie lekker gewees. Ek dink hulle het 8 jaar nadat die gemeente gestig is hierdie kerk voltooi. Dalk 'n bietjie langer ook, ek is nie 100% seker nie, maar ek dink, ja, so dit is maar net so hoe dit daar gelyk het, Dominee van 'n Berg, wat blykbaar na elke diens het in die hele gemeente gegroet, en wat besonders was ook vir hom. Hier is die eerste doopeling in Huisieview gemeente, en dit is uit die doopkladboek van daardie tyd, wat ons dus sommer net 'n fotootjie geneem het, en julle sien mos nou, wie dit nou is, die naam van die kind is Emerentia, en sy was de Klerk gewees, so die pa is Daniel Johannes de Klerk, en 23 Januarie 1975 gedoop, en ons is so bly, ons kan hierdie stukkie argief behou, en sommer net, ons is so trots en so dankbaar daarvoor. Dankie vir ons kantoor ook, wat dit so mooi onderhou en in stand hou. Goed, en dan die baie groot opgewonde dag, wanneer hierdie kerk ingewy is, en laaste diens ondergehou is by die skool, en hier ry almal nou op na die kerk toe, en ek dink hierdie stuk is mos nou hierdie esse hier by Noemie Park, wat ons mos nou wat ken, ek kan sê, dit voel vir my, ek ken daai stukkie pad uit my kop uit, maar in elk geval mooi, en mense is opgewonde, ons gaan na ons nuwe kerk toe, en dis hoe dit gelyk het, by die nuwe kerk, toe hulle nou hier aankom, en met groot verwagting, wat die dienste dan nou begin. En, goed, so die mense ingekom, en oopgesluit, en hier is van julle familielede wat hier sal staan, en Chris en die bouer, en dan sluit en Chris oop, is mos reg? Die bouer ken ek glad nie, goed, en die
eerste koor wat in die gemeente was. En dit lyk my as ek nou mooi, ek weet nie wanneer dit verander het nie, maar dit was als gelyk gewees. So die preekstoel was hoog en dan die koor nou hier voor op trappe gestaan. Dit was seker ook baie mooi gewees. Dalk herken een van julle self in daai koorfoto. Hier is die program van die naweek, wat net so, dit was ook 'n Vrydag aand iets gewees en 'n Saterdag iets en dan die Sondag hier in die kerk wat dan die inwyding van die nuwe kerkgebou was. En so die kerk gelyk, nadat hy klaar gebou was en regtig iets om vir die Here voor baie dankie te kan sê. En so het ons op ons 40 jaar viering, het ons vir onsself weer gevra, maar wie is ons en wat moet ons doen? En het ons by ons logo uitgekom, wat nagte van wonder, dink, bid, verkeerd, oorbegin, ensovoorts, en dan sien jy mos, hoe lyk ons logo, en wat is die 4 elemente? Ons het ook gesê, dit is die 4 pilare, waar ons gemeente gebou is, lof en aanbidding, die woord, gebed, barmhartigheid en koester. En dis die elemente daar, en dan as hulle saamgevoeg word, dan lyk dit so, en as hy in kleur is, lyk hy so. Met ander woorde, ons sê vir onsself, dis wat ons as gemeente moet doen, die liefde van God, ons passie, ons opdrag. Die liefde van God, wat ons net oorweldig en ons energie genereer, geestelike energie genereer, sodat ons hierdie opdrag van hom, gaan na al die nasies, maak die mense my disippels, dat ons dit doen en dat ons daarvolgens lewe. Dit maak ons so dankbaar en so opgewonde. Dankie sommer weer eens vir elkeen wat in die 50 jaar hiermee besig is. Ons sê vir julle baie dankie. Ons gaan net so sit en ons gaan 'n lied sing. Willie gaan vir ons help met die volgende lied wat ons gaan sing. Die heel beste rede. So die kerk ons nou ontwikkel en gegroei en bome geplant, en dit was 'n onlangse foto wat sommer maar net wys hoe dit nou na 'n klompie jare gelyk het.
Ek neem aan julle klap vir Willie hande. Goed, ek wil sommer net aangaan waar ons in ons program is. Dit gaan mos oor wat is die pad nou vorentoe, die volgende 50 jaar. Ons het so 'n terugblik gehad en ons het gaan kyk. Ek het gaan lees sommer net in Klaagliedere 3 staan hierdie gedeelte. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Deur die liefde van die Here het ons 50 jaar lank bestaan. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. U trou is groot. So onthou ons dit, so eer ons die Here, so aanbid ons hom, so besing ons sy lof. Psalm 100 wat sê, gaan sy poorte binne met dankliedere, dank hom, prys hom, aan sy liefde is daar geen einde nie. Filippense 1 wat sê, ek dank God as ek aan julle dink. Ek lees wanneer die vorige leraars skrywe, dan sê hulle, ek dank die Here vir die tyd wat ek in Huisieview kon wees. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag tot nou saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Dis wat ons moet doen. Dis waarmee ons vir 50 jaar besig is. En Romeine 8, vers 28 wat sê, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee. Die pad vorentoe, hoe sien ons die pad vorentoe? Wat moet ons doen? Hebreërs 10 vers 24 en 25 wat sê, ons moet omsien na mekaar en mekaar aanmoedig tot liefde en goeie dade. Onthou dit in die volgende 50 jaar. Omsien na mekaar, mekaar aanmoedig tot liefde en goeie dade. Hebreërs 12 wat sê, met ons oog op Jesus Christus. Hoe gaan ons dit maak in onseker tye? Hoe gaan ons maak? Ons sê nou net, dis deur u goed doen, Here, dat ons behoue gebly het. Wat doen ons vir die volgende 50 jaar? Ons kyk na Jesus. Psalm 121, ons slaan ons oë op na die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar. Dit is wat God van ons verwag. Filippense 3 vers 13 en 14, wat eintlik volhardend en vasbyt verse is. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, wat God my geroep het voor. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. Ek en Mariaan bid vir hierdie gemeente, die seën van die Here toe, vir die bestaan van die toekoms. Ons bid dat God se liefde wat in ons harte woon, dat daardie liefde geduldig sal wees, vriendelik sal wees, nie afgunstig sal wees nie, nie verwaand sal wees nie, dat daardie liefde nie onwelvoeglik sal handel nie, nie sy eie belang sal soek nie, nie liggeraak sal wees nie, nie boek sal hou van die kwaad nie, maar dat daardie liefde van God in ons harte, ons sal help om ons te verbly oor die waarheid en die onreg, eintlik 'n pyn en 'n seer in ons harte sal wees. En mag dit waar wees van Huisieview gemeente,
dat die liefde van God, wat in ons harte is, bedek alles, hoop alles, glo alles, en verdra alles, totdat Jesus Christus ons almal kom haal. Amen. Ek wil geleentheid gee dat die tafel vir ons gereed gemaak word. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met hierdie woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en hy sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur julle vergewing van sondes sal ontvang. Ek wil soos wat ons sit, dat ons belydenis van ons geloof doen, en ek wil hê dat elkeen van julle hierdie woorde hardop saam met my sal sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, terwyl ons hier sit, speel ons lewe sommer net voor ons af. Speel ons gedagtes voor ons af. Speel ons dade voor ons af. En Here, weet ons dat daar soms versuim in ons harte is om te doen wat U van ons vra. Ons kom bely dit vanoggend, Here. Dankie dat U woord ons leer dat die brood wat ons gebruik en die wyn wat ons drink is simbolies van U liggaam en U bloed wat betaal het. En ek bid, Here, terwyl ons dit eet, terwyl ons dit drink, gee ons 'n nuwe verstaan en 'n belewing van die vryspraak in Jesus Christus. Dankie vir U guns, dankie vir U goedheid, dankie vir U genade.
Ons gaan die tekens uitdeel, die brood en die wyn, daarna die instellingswoorde en dan gebruik ons dit as 'n gemeente saam. Hier bring hier alle sondes na je vier van die genade. Kom beleid mij, kom vergeef mij, Heer en wil dat moet. Na de water waar de zon maakt, vloeit de trein naar het ziel. Ieder vier, naar ieder vier, want het wil jou moet. Heer en diensten, het geleerd, om mij alles wordt te vier. En we gaan dan ieder vier, want het wil jou moet. Kom dit dienstzaam, God zijn vier. Kom het leven, betaal niet gemaakt. Waar hij roept jou, kijk hij wacht je. Jezus wil je down moet. Heer en dienst, het geleerd, om mij alles wordt te vier. Ik wil gaan naar ieder vier, want ik wil je down moet. Ik wil gaan naar ieder vier, want ik wil je down moet.
Ons miskien net 'n aanduiding kry, is daar iemand wat dalk oorgeslaan is met die bediening van die brood? Of die wyn? Niemand nie. Baie dankie. Die kerkraad hulle plekke inneem, wat ek sommer net vinnig verduidelik. As jy 'n besoeker is in ons gemeente vandag en jy kan met vrymoedigheid in jou eie gemeente nagmaal gebruik, is jy welkom om dit saam met ons te doen. Gemeente, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam as volkome versoening vir al ons sondes aan die kruis gehang het. Gemeente, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vir al ons sondes gevloei het. Hemelse Vader, dankie dat U ons gevoed het met onverganklike spyse. Dankie vir die bloed en die liggaam van Jesus Christus, wat vir ons vryspraak, versoening, harmonie met U bewerk het. Dankie dat ons dit kan gebruik en kan weet. U sê, elkeen wat sy sondes bely, U is getrou en regverdig en U vergewe ons dit. Ons loof U vir hierdie geskenk uit U Vaderhand. Amen. Ons gaan net so sit en dan sing ons, kom sing 'n nuwe lied. Sing 'n nuwe lied vir ons. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Roep die lof en dank aan hom. Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe opbesing. Want hy is die koning. Lewe waarin ons sê, Here, vir die pad vorentoe, is my lewe, gebruik dit, my geld, my hart, gebruik alles tot eer van U naam.
in my leven aan het Heer. Ik verleid is hier en weer, dat mijn hart verdienen duidt. En vandaag waar ik verduid, in mijn handen mag ons zijn. Die Vader, die goede man, in mijn voeten schoeien weer. Ben bereid en tot hier, in mijn steen, in laat mijn zin. Aan die Heere overbrengt, dat ik mooi van koers zal gaan. Hij zal verder, maar kan niet gaan. In mijn volk, ik zal de Heer, next to mij, mijn eigen weer. Alle kennis en verstand, stel ik die vaderland. Maak mijn hart niet oproeren, jullie geest wat in mijn toon. Lucht mij op, wat voor ik daar, altijd daar, die wezen daar. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal elkeen se gebed verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen. Laat hier